Sê CJ, sal julle, ja, asseblief, daai deur toe maak. Kom ons raak stil en raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid vanmôre. Terwyl ons vanmôre so stil word by die Here, mag dit ons almal se diepste begeerte in ons harte wees, hierdie mooi woorde uit Spreuke uit. Vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. En dan hierdie bevestiging van Jesaja 41. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou en ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand. Amen. Terwyl ons sit, kom ons sing hierdie pragtige lied Majesteit, omdat ons weet op wie plaas ons vertroue. Vriende, ons groet mekaar dan in naam van die drie enige God, om te bevestig dat daar die Here hier teenwoordig is. Genade en vrede vir julle van God onze Vader, en Jesus Christus, en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. As 'n antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan en sing ons saam met hierdie video, Halleluja in my hart, staande saam, en dan kan die wie sitplekke inneem asseblief.
Vriende, ek hou vanmôre vir die opsomming van die wet voor uit Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swye opgelê het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te probeer toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? En hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Vanmôre gaan ons 'n luisterlied luister, 'n ou bekende lied. Jong mense gaan hom miskien nie so ken nie, maar die woorde gaan op die bord wees, 'n Engelse lied, maar luister na die woorde en in jou hart mag dit die begeerte wees om hierdie lied vir die Here te gee. Kom ons word stil en daarna gaan ons opstaan in die geloofsbelijdenis sê, maar kom ons luister na hierdie lied.
Kom ons staan, dan doen ons geloofsbelijdenis. Kom ons weet, ons kan net alles in die Here se hande oorgee. En na dit bly jy staande, dan sing ons die Onse Vader saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Okay. Jy kan vir ons die woord oopmaak by Matteus 14. Daarso van vers 22 tot 33. En ek het daar gesê, waar laai ons, of waar is jou fokus? Ons leef in 'n wêreld met solar en met batterye. Is nogal deel van ons bestaan. Jy koop 'n foon en dan sê hulle vir jou, hoeveel dae gaan jou hierdie foon se battery, hoeveel dae kan hy hou? En tog dan sien jy hoe mense deesdae met 'n koord rondhardloop en deesdae fast chargers moet kry, en nog steeds sien ek hoe mense met 'n batterybank rondloop, want jy sien alhoewel hulle vir jou sê hoeveel dae jou battery, jou selfoon kan hou, neem hulle nie in gedagte hoe ons deesdae die heeltyd op ons fone is, met vir watter redes ook al, of dit nou maar uit slegte gewoontes is, of dit vir besigheid en werk is, dit maak nie saak nie. Hulle besef nie ons die heeltyd op hierdie telefone is, wat ons moet gebruik nie. Maar jou telefoon, en natuurlik deesdae party van die motors het so 'n koordlose laai spasie ook, om die fone die heeltyd aan die laai ook te hou. Maar 'n koord en 'n charger is nogal belangrik, iewerste wat jy geconnect moet wees, om hierdie battery gelaai te wees. Nou ons sit vandag, en ek het so 'n mooi storie gehad, wat ek in my kop het.
van hierdie oom wat 'n motorwerktuigkundige was. Ek probeer nou so, kom my kop rondhardloop, want ek probeer my Afrikaans en Engels nie so baie meng nie. Die oom was 'n motorwerktuigkundige gewees, en hy is besig om hierdie motor te werk, maar nie van 'n gewone motor nie, van hierdie nuwe battery, wat noem hulle dit, 'n hybrid motor, wat hulle deesdae het. En die seun kom na die oom toe waar hy besig is om aan hierdie motor te werk, en hy vra die oom, hoekom maak hierdie motors nie so baie lawaai nie? Hy sê, is omdat hulle nie petrol gebruik nie, daar's nie die ontploffings wat plaasvind in hierdie enjin nie, hulle maak van 'n battery gebruik, en hy wys toe, daar waar die battery lê, hy sê, hulle het 'n stiller beweging, hulle energie lê in hierdie klein dingetjie wat daar lê. En die seun kyk hom so, en hy kyk na hierdie perfekte motor, met die wiele, en die sitplekke, en die dash, daar was nou 'n bietjie vreemde Engels, en al die goedes wat perfek is, en in verhouding tot die res van hierdie motor, lê daar hierdie klein battery. Hy sê, ouma, in verhouding pas is asof dit so klein is, sê die ouma, onthou, nie altyd die belangrikste ding is die grootste ding nie, partykeer is die belangrikste ding, jy is die kleinere ding wat hom beweeg. En die oom sit alles aan mekaar, en sê, kom ry saam met my, druk die knoppie, en amper geluidloos beweeg hierdie motor, en die seun sê, sjoe ouma, dit is so stil. Hy sê, ja, dis amper hoe die lewe ook is. Hy sê, ons is so besig met ons lawaai, met ons gejaag, en alles wat ons wil besit, en ons dinge wat ons najaag, dis amper soos 'n motor wat hardloop op petrol, met hierdie rookwalms, en hierdie geref van die enjin, wat al hierdie dinge veroorsaak, dat dis hoe ons lewens soms is. Maar ons besef nie, dat jy uiteindelik hierdie ander energie binne in jou nodig, om deur die lewe te kom. En die seun bly so rukkie stil. Hy sê, ouma, wat gebeur nou as hierdie battery pap raak? Hy sê, dis hoekom jy ook deesdae moet ingekoppel wees. Daar's genoeg plekke deesdae waar jy kan herlaai hierdie motor. Jy moet altyd seker maak die battery vlakke is altyd reg. Die seun stap daar weg en hy dink toe by homself so. Dit is so. Ons kan die mooiste gawes, die mooiste talente hê, en ons kan al hierdie dinge in ons lewe hê, die drome en alles wat ons besit. Maar as die energie binne in jou dryfkrag, dit wat hier binne in jou is, nie reg is en gelaai en gefokus is nie, dan op die einde van die dag is jy eintlik leeg. En dis waaroor hierdie gedeelte vandag gaan, hierdie mooi storie. Bekende storie wat ons ken, maar ek wil hê dit moet die fokuspunt wees. Jesus loop op water, daar uit Matteus 14. En in 'n oomblik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim, en so lank voor hom uit na die oorkant toe te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan, om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af, en deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook, en van angs begin skree. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dis ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Hy het gesê, kom. Petrus het van die boot af afgeklim en op die water geloop en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Hy het begin sink, skree hy, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom sê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim, het die wind gaan lê. Die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. Net tot sover ons skriflesing. Hierdie is 'n baie mooi gedeelte waar hierdie bootjie op die storms is. Nou ons weet, daar's op die see van Galilea, in die noordelike deel van Galilea, was daar 'n kloof gewees, en daai kloof het 'n windtonnel gemaak, wat die wind op hierdie see, hierdie verskriklike storms veroorsaak het. Hulle sê 4 meter, 3 tot 4, 5 meter golwe veroorsaak het, en die vissermanne het nogal bang geword vir hierdie storms wat daar veroorsaak is. En in hierdie storm, in hierdie verhaal, is daar soveel dinge wat ons kan aflei.
Ons sien daarso dat hulle geworstel het met hulle stoei met die rooi van die stoei. Hulle het probeer om met die boot, dit tot hulle beskikking, hulle eie energie, hulle eie krag, deur hierdie storm te woed. En Jesus het hulle gesien, daar waar op die berg was, het hy gesien hoe stoei hulle, hy het hulle nood, hulle krisis gesien. Ons dink soms, ons gaan alleen deur hierdie wêreld, maar die Here sien nie dit van wat met ons besig is om te gebeur nie. Hy het daar gesit, en hy het bewus geword van waarmee hy besig was. En hy toe tot na hulle genader. Ons sê vandag, julle sal baie hoor as ons bid, dan sê ons, die Here betree julle wêreld in genade. Net so betree hy nog steeds ons wêreld in genade, soos wat hy na hulle toe geloop het op water. Ons sien net hierdie gedeelte, net voor hierdie gedeelte is die mooi gedeelte wat ons laas week oor gepreek het. Jesus wat daai 5000 mans gehad het, dis sonder die vrouens en die kinders waar die brood en die visies vermeerder is. Hierdie hoogtepunt, hierdie groot belewenis. En net die volgende gedeelte is dan hierdie storm wat plaasvind. Is dit nie ook soms in ons lewe so wat jy voel, alles gaan net mooi. Of jy voel, ja, maar alles loop so op 'n hoogtepunt, dinge kan net nie verkeerd gaan nie. En dan ewe skielik, voordat jy uitvee, dan kom gooi die lewe jou onderste bo en jy weet nie waar dit vandaan kom. Net soos wat dit in hierdie verhaal gebeur. En dan sien ons nog verder in hierdie gedeelte. Jesus lei hulle in hierdie storm in. In die vers sien ons dan vers 22, Jesus het sy disippels gedwing om in die boot te klim en vooruit te gaan. Hierdie ouens het daar in hierdie moeilikheid beland as gevolg van hulle gehoorsaamheid aan die Here. Ons dink in ons geloof dat as ons die Here Jesus Christus volg, niks met ons verkeerd gaan verloop nie, asof ons vrygestel gaan word van al die moeilikheid in die lewe. Maar dink bietjie mooi in die Bybelse verhale. Josef wat in die tronk beland het, as gevolg van sy gehoorsaamheid. Daniël wat in die leeukuil beland het, as gevolg van sy getrouheid, toe hy die Here Jesus Christus gevolg het. As ons die Here volg en gehoorsaam is aan sy wil, is die kans amper 100% dat jy spanning en moeilikheid gaan ervaar, want jy word deel van God se koninkryk, en God se koninkryk is anders as die wêreld. Dis amper lynreg teenoor wat die wêreld van mense verwag van ons optrede. So daarom is dit amper 100% seker dat jy spanning en storms in jou lewe gaan kry wanneer jy deel word van God se koninkryk en God se manier van doen. Maar die sekerheid wat hierdie teks vir ons sê, maak nie saak wat gebeur nie. Ons is nooit apart van God in daai storms en dat hy jou in die steek gaan laat in daardie storms. Dan sien jy hoe hierdie gedeelte mooi ontvou. Hy sê toe dit aand word, was die boot in die middel van die see. Hy alleen aan die land alleen aan land. Hy het gesien dat hulle geworstel het. Ons sien in die gedeelte, dit was alreeds die 4de nagwaak, so tussen 3 en 6 die oggend. Toe hulle gestoei het, op die einde van hulle krag was, toe hulle moedeloos was, toe hulle amper geen hoop meer gehad het nie, in daai moedeloos, in daai moeilikste tyd, in hulle donkerste uur, kom hy na hulle toe aangestap. Dis vir ons die mooiste bemoediging om te weet, soms voel jy dat jy nie meer kan nie, dat jy aan die einde van jou krag is, of jy weet nie waar die môre gaan wees nie, want al wat jy kan vaskyk is aan hierdie situasie waarin jy jouself bevind, in hierdie storm, in hierdie golwe wat jou oorweldig. Maar dit is juist waar die Here dan kom, jou tegemoet kom, en sy koninkryk tuis kom in jou bestaan. Natuurlik, die disippels, toe hulle die Here sien aankom, het hulle geskrik, hulle het gedink dit is 'n spook. Die Bybelse tyd het mense geglo in geeste en spooke, baie mense glo dit vandag nog steeds. Ek word baie uitgeroep om spooke en geeste by mense se huise te gaan uithaal. Ek spot altyd by mense, dan sê ek laai hulle by Nylpark af, so as julle gaan brood koop, weet, so ek salf baie huise en gehaal baie spooke uit. Mense in die Bybelse tyd het dit ook net so glo. Daarmee sê ek nie dit bestaan nie, want die Bybel wys vir ons dit so. Maar hulle het gedink dit is 'n spook, want hulle het glo hierdie geeste en spooke is op gevaarlike plekke, en dis hoe hulle daar op die see gekry. En hulle reaksie daarop het vrees bewerkstellig in hulle bestaan. Hulle het van angs begin skree. Hierdie sê nogal baie vir my oor wanneer ons in krisistye is en ons bid tot die Here. Juist die uitkoms op hulle gebed, die Here Jesus Christus, was nie heeltemal wat hulle verwag het nie. Ons doen dit ook.
As ons vir die Here bid, en ons sit ons gebede, ons breek ons harte oop, en ons skeer dit oop, en ons gee dit vir die Here. Ons is nie altyd gemaklik met die antwoord wat God na ons kant toe gee nie. Partykeer vir daai antwoord veroorsaak ook onsekerheid en vrees en dinge. Ons wil hê die Here moet dit op ons manier doen, en nie op die wyse wat die Here dit vir ons kom aanwend. Hierdie het nogal baie vir my beteken. Die antwoord het hulle bang gemaak. Maar die Here kom sê vir hulle hierdie mooi woorde. Hou moed, moenie moed verloor nie, dit is ek. Hierdie woorde wat daar in Grieks staan, is presies die woorde ek is. En ons weet die woorde ek is dieselfde woorde wat in die Ou Testament gebruik word, waar God homself bekendstel en sê, ek is wie ek is. En wanneer Jesus daar die woorde sê, ons het so 'n paar weke terug daaroor gesels, hoe die mense glo in die verskillende gode en die verskillende magte wat in beheer was van hierdie storms. En wanneer Jesus homself bekendstel, dan sê hy nie net, hy het goddelike mag of goddelike krag nie. Hy sê, ek is die God wat in beheer is van die see en die aarde, sowel die mense gedink het. Moenie bekommerd wees nie. Die een wat jou wel kom betree en vir jou die uitkoms kom gee in hierdie storm, dis die een deur wie alles tot stand gekom het. Ek het die mag om 'n verskil in jou lewe te kom maak. Ek is. Natuurlik vra dit vir jou wanneer die Here tot jou lewe nader. Wanneer die Here jou lewe kom betree, vra geloof in jou dat jy uit daai bootjie uit sal klim. Petrus sien ons hier toe hy die Here sien en sê, Here, is dit werklik jy is? Sê dat ek uit hierdie bootjie uit moet klim en na jou toe op hierdie water sal loop. Hoor jy die gebed van hom? Daai tipe van, is asof hy nie sy woorde tel nie, amper so asof dit disrespectful is. Maar die Here sê vir hom hierdie woorde, kom. Hoor jy die uitnodigende woorde, wat die Here vir ons almal rig in sy genade, kom. En Petrus het uitgeklim en hy het op hierdie water begin loop. Ons sê altyd, as jy die geloof het soos 'n mosterdsaad, die geloof het wat Petrus gedoen het, soos daar op die Here gefokus het, op daai water begin loop. Maar ongelukkig, hierdie voorbeeld gebruik ek amper by elke troue waar ek mense trou. Hy was gefokus op die Here en hy het op daai water begin loop. Maar vir 'n oomblik het hy sy fokus van die Here weggevat en hy het hierdie storms begin sien. Hy het hierdie winde van gevaar om hom begin raak sien. En vrees het weer sy lewe begin tree en hy het begin sink. En die moeilikheid het hom vasgevang. En hy roep uit, hy sê, Here help. En daar staan, Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en Jesus opgetel en opgelig uit hierdie storm uit. Die Here het nie vir hom sê, kom eers, kry jou lewe reg, kry eers weer jou fokus reg, begin eers weer my bely nie. Dit is hoe ons in ons geloof glo. God het eerste na toe ons uitgereik, eerste ons welkom te hê. Dis hoe groot sy genade is. Hy kom soek ons terwyl ons nog steeds sondig is. Hy steek onmiddellik sy hand uit en hy lig hom uit daardie water uit. Nou ons het nou gepraat oor die foon, die charger kabel. Dit amper die belangrikste dinge ek dink in mense se lewens vandag. Maar charger kabel beteken niks sonder daai fast charger tokkeltjie wat jy moet in. Julle stem ook saam met my, daai fast charger tokkeltjie beteken niks as jy nie 'n muurprop het waarby jy hom gaan inskakel nie. En die muurprop beteken niks as daar nie krag is wat hom dryf nie. Net so is dit vir ons die grootste voorreg om te weet dat Jesus Christus die Seun van God is wat aarde toe gekom het om God se koninkryk vir ons naby te bring, om God se liefde vir almal te kom bekendstel en uit te reik en die voordeel daarvan te kom aanbied. Dat Jesus Christus sê, hierso is die onuitputlike bron van liefde en krag wat jy moet na toe vat. Maar jy moet kan hierdie gaan inkoppel. Jy moet kan fokus daarop. Daar is hierdie mooi vertelling. Ek het hom vertel baie jare gelede, maar dit pas presies in hierdie gedeelte in. Gelukkig meeste van julle daar's 'n paar gewees, was in 2014 gewees. Ek weet daar's mense wat skryf in hulle Bybels wat ek wat vertel. So hierdie was 2014, so julle hoef nie te gaan kyk nie. Hierdie storie gaan oor die biskop wat gesit het en gekyk het hoe die dogtertjie by die wat nou mense het waar mens water skep, 'n put. Ek kyk maar net of julle luister. 'n put
water uitgeskep het. En hy kyk vir haar, en hy vertel elke keer die vreemd op, dat wanneer die emmer met water uit hierdie put uitkom, lê daar 'n stokkie op hierdie emmer. En op 'n stadium kon sy nuuskierigheid nie meer hou nie, en hy gaan vra toe van, maar hoekom is daar 'n stokkie op hierdie water? Sy is so verontwaardig, sy sê, die stokkie is op die water, om die water te stabiliseer, dat die water nie oorloop uit hierdie emmer uit. Die vertelling skryf dat hierdie biskop het toe vir sy vriend hierdie voorbeeld nie geskryf en gestuur en vir hom gesê, weet jy wat, in jou onstuimigheid, in die storms van jou lewe waar jy is, miskien moet jy net weer 'n stokkie in jou emmertjie sit, in jou water. Daai stokkie wat ons in die emmertjies van ons water sit, is die kruis, die leë kruis van ons Here Jesus Christus, waarop ons gefokus is. Hoe kry ons dit om te fokus op daardie Jesus Christus, daai onuitputlike bron van krag wat ons hier van binne af voed? Die eerste ding, en ons moet dit altyd vir mekaar sê, is gebed. So wat daai ouens in die bootjie uitgeroep het tot die Here is, waar Petrus sê, Here, as dit werklik is, sê vir my, ek moet uitklim. Gebed waar ons harte oopskeer, wanneer ons weet ons is nie einde van ons krag, en met ons God in gesprek te hê. Ons moet ons kinders leer bid. Bid is nie net 'n vinnige iets wat ons by ons etes doen nie. Gebed is 'n geloofsdissipline wat moet aangeleer word, sodat mense met hulle God, met hulle Skepper, in hulle verhouding kan groei. Ons gebedspan van nou albei hulle doen regtig moeite in die afkondigings om ons gemeente te leer bid en te sê, hoe werk gebed? Hoe werk die krag van gebed in jou lewens? Gebed is 'n manier waar jy gefokus lewe inskakel met die Vader. Die tweede ding wat ons moet doen is, ons moet ons Bybel oopmaak. Die woord van God met al sy beloftes, met al sy sekerhede, om te weet, hoe klim ek uit daai bootjie uit? Wat maak dat ek uit daai bootjie uit kan klim? Om daai oortuiging te wees, maar ek kan hierdie tree neem, want sy beloftes van sy woord sê vir my, hy is alomteenwoordig, hy sal my nooit in die steek laat nie, ek is waardevol vir hom, net soos wat ons begin het met hierdie erediens, waar ons mooi die fotum gelees het en sê, vertrou op die Here, moenie bang wees nie. Om daai vertroue, daai beloftes jou eie te maak en jou hele lewe daarop te waag, jy vind dit net op een plek, in die woord van God. Hoe bou jy jou geloof van skuld? Met die wapenrusting, met die woord van God. Ons doen dit met aanbidding. Aan die einde van daai gedeelte het die mense op hierdie boot die hele dinge sien gebeur, en hulle het in aanbidding gegaan, hulle het die Here geloof en prys. Ons het so 'n vriend, hy het laas jaar saam ons kom jag. Hy kom net om saam te kuier en kos te maak, hy jag glad nie. En hy sê toe, hy is deur 'n verskriklike moeilike tyd, en elke oggend het hy begin om lofliedere, aanbiddingsmusiek, het hy wakker geword, en hy het musiek gespeel, verskriklike harde musiek gesit, en hy het die Here begin loof en prys en hom aanbid met hierdie musiek. En ons het op die jagkamp van alle plekke, het hy ons in die oggend, dan sê hy, hoor hierdie mooi lied, en dan sien jy hoe word die son wakker so oor die veld, terwyl jy die musiek luister. As jy die Here begin aanbid, op 'n sekere manier wat dit vir jou werk, begin jy sy grootheid en sy goedheid op 'n ander manier in jou lewe begin ervaar. En dit begin vir jou energie en krag gee om die storms van jou lewe aan te pak. Jy begin leef met vertroue. Jy begin sien daai beloftes wat hier geskryf is, sê, waag ek my hele lewe, en jy kyk terug in jou lewe en sê, maar die Here het jou nog nooit in die steek gelaat nie, selfs toe jy nie self kon sien hoe die toekoms sal lê nie. Jy het moed gehou en die Here het voorsien elke keer. Ons leef in gehoorsaamheid volgens sy wil in jou lewe. En jy leef uit dankbaarheid. So 'n paar jaar terug, en ek gaan iewers weer die preek gee, het ons so met rekkies, het ons gegaan oor dankbaarheid. Jy moet elke môre kan opstaan en 5 goed voor dankbaar kan sê. Maar moet nie elke môre dieselfde 5 goed wees nie. As jy met 'n dankbare hart kan begin opstaan, dan begin jy die klein goedheid van God in jou lewe ervaar. Dan begin jy agterkom, die Jesus Christus in die midde van jou lewe, sy teenwoordigheid. Dan begin jy gefokus wees op hierdie bron van krag. Die Here is in ons storms van ons bestaan. Hy nader tot jou, jy sien hom en jy reik uit. Weet julle wat was die mooiste gedeelte in hierdie vers? Toe Petrus sink en die Here onmiddellik sy hand uitsteek. Toe sê hy vir Petrus, jou klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Petrus, hy het nie gesê Petrus,
Nou Petrus sit nie 'n wag voor sy mond nie, en ons weet ou Petrus het hom verraai, maar weet Petrus het hom later herken ook, en hy sê op jou sal ek my kerk bou. Hy het nie gesê, hoorie, hoekom het jy jou geloof verloor nie? Of hoorie, jou swakkeling, hoekom doen jy nie? Hy sê, hoekom het jy net vir 'n moment getwyfel? Soos wat ons elkeen in ons elke dag se bestaan soms net twyfel. Maar toe hy in daai gemors is, toe hy sink, na wie roep hy? Here, help. Hy het die Here erken as die werklike seun van God, en net die Here alleen kan hom uit hierdie gemors uit optel. Hy het gefokus op hierdie gemors wat hom laat sink het, maar net die Here alleen kan hom uit hierdie gemors uithaal. Net die Here Jesus Christus, die werklike seun van God, die ek is, in daai storm, kan hom help. En op hom alleen sal hy bly gefokus bly al die dae van sy lewe. Dit beteken vir my vandag baie om te weet, ons is almal maar net gebroke, sondige mense, wat soms ook maar net twyfel in ons geloof. Maar ons moet elke dag onder die leiding van die Heilige Gees in die storms van ons bestaan, ingeskakel wees op die enigste bron wat daar kan wees, wat sin gee in jou bestaan, die Here Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser, wat die liefde van God tuisbring in jou bestaan. En jy doen dit deur die krag van die Heilige Gees wat hy vir ons gee het. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, dis 2 wonderwerke wat ons hanteer. Laasweek 'n opwindende, opgewekte een, die vermeerdering van die brood. Vandag storms waar jy op water loop. Al hierdie wonderwerke uit hierdie woord uit is van toepassing in ons elke dag se bestaan. Here, dit is ons toe. Ons stap hier uit en ons weet, U is in ons midde. U het die koninkryk tuis gebring, die prys is betaal. Ons almal is deel van die koninkryk van God. Ons fokus, waarop ons energie vind. Dit wat ons dryf, dit wat ons vorm, dit wat ons nuut maak, dit wat ons anders maak. Dit wat ons deel van die koninkryk maak, is U wat in genade ons welkom betree. U Heilige Gees wat ons die heeltyd herinner hoe sondig ons is. Waar vind ons verlossing? Hoe reageer ons uit dankbaarheid? En waarvan is ons deel? Dankie dat ons hierdie woord kan oopmaak en weet U praat met elkeen van ons. Seën ons, Here, dat ons 'n seën vir die wêreld kan wees, 'n wêreld wat so stikkend is. Dink sommer net aan die oorlog wat aan die gang is, en hoe dit ons almal raak in hierdie wêreld. Ons kan ons hele wêreld, ons hele bestaan, daai mooi lied, I surrender all, Here. Maar dit beteken nie net ek gee oor en doen niks nie. Ons moet uit daai bootjie uitklim, en ons oë fokus op U, en vra, Here, wat vra U van my in hierdie moment, om betrokke te raak in die koninkryk. Ons bid dit in Jesus naam alleen, dat U ons met daai ongemak sal seën, maar ook daardie bevestigende troos, dat U saam met ons is. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Ek wil net 'n paar enkele aankondigings uitwys. Die deurkollekte gaan vanmôre vir die kinderreis. Ons bevind onsself nou in die 4de leidingsweek. Dan asseblief kom kuier saam Vrydag aand. Ons kort nog so 3 gasvrouens, gashere, so 2 of 3. Daar's ook nou die beplanningsvergadering direk na die erediens. Die begroting is by die kerkkantoor vir insae as jy daarna wil gaan kyk. By Bybelstudie is eerskomende Woensdagoggend en Woensdag aand ook. Love My Mokopani is dan eerskomende Saterdag en hulle hanteer die noordelike deel van die dorp, daar by die trein. Dan die 22ste is ons gemeente se verjaarsdag. Rolf Opperman kom 'n bietjie preek ook daai oggend. Ons gaan lekker koek en yskriem eet. Maar van die yskriem gaan ons vanmôre ook eet want 'n vrieskas het gebreek. So ons gaan nou die gesmelte roomystuk weer gevries. So hulle is nou bietjie kroeket en skeef en nie als mys in die pakkie weer gevries. So ons kan nou lekker in die kuier area roomys eet en die kinders het ook geëet. So ek hoop ons nog baie oor na die kindersklas. En dan die musiekgroep oefen baie donderdag, maar die donderdag is ons nou nie. En dan ons gaan optree dan weer die 29ste, dink ek sal doop. Die gitaarlesse gaan aan. Is daar nog kinders is wat gitaar wil ook, laat hulle my kontak. Die kwartuurs gaan baie mooi aan. Hulle kan almal wat na skool is tot en met so 32 of so kan kom inskakel by die kwartuurs. En ek dink dis wat ek moes gesê het. Kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied. As ons weet die Here is die een waarop ons fokus, die bron van ons bestaan. Kom ons sing hierdie lied staande saam. U is my God, saam met die video en dan bly staan vir die seën asseblief.
ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Die Here sal die gebede voor en aan die vrede gee. Die drie-enige God is by u van nou af tot in alle ewigheid. Amen.